Vanmôre wil ek graag gesels oor vertroue. Vertroue in die sin van, hoe maklik is dit vandag vir ons om iemand te kan vertrou, as mens? Ons begin eers daar. Hoe maklik vertrou ons mense? Nie so maklik nie, né? Hoekom? Hoekom het ons op daai punt gekom, wat ons sê, dis moeilik vir ons, om ons naaste as mense te kan vertrou. As ons sê ons vertrou iemand, is daar twee punte wat vir my uitstaan. Hoekom kan ons sê ons vertrou die persoon? En met wat kan ons sê ons vertrou die persoon? Nou, om iemand te kan vertrou, moet jy sekerlik die persoon ken, nie waar nie? Jy moet sekerlik 'n verhouding hê met die persoon. Andersins, ek glo nie een van ons gaan na 'n wildvreemde persoon toe stap en vir hom sê, "Alraai, hier is my kar se sleutels, ek vertrou jou met my kar, gebruik my kar." 'n Simpel voorbeeld. Of ek vertrou jou met my besigheid. Of ek vertrou jou met geld. Ek vertrou jou met persoonlike goed wat jy dalk sê. Nie een van ons sal dit doen nie waar nie? Maar wie vertrou ons? Familie, vriende, dalk werkskollegas wat ons ken, iemand wat ons 'n paadjie al mee gestap het. Dis al wie ons dalk die goedheid in ons hart sal vind om te sê ons vertrou die persone. Maar ook nou weer met wat sal ons hulle vertrou? Soos ek genoem het, dalk jou kar, klein dingetjies. Maar sal jy so ver gaan om te sê, ek vertrou jou met my lewe? Wie van ons kan dit sê? Vir 'n mens. Miskien dalk jou eggenoot, jou man, jou vrou. Ons sal dalk vir hulle sê, ek vertrou jou met my lewe. Wie kan dit sê van hulle hele familie? Ek meen, familie steek ons vandag in die rug. So dis moeilik om te sê, ek vertrou jou. En as ek sê, ek vertrou jou, het ons op daai punt gekom. Ons het gesê, om 'n persoon te kan ken, 'n persoonlike verhouding te kan mee hê. Tweedens, hy of sy het hulle self van jou bewys. So om iemand te kan vertrou, moet hy jou ten minste kan bewys aan jouself. As ons sê ons vertrou iemand ten volle, kan ons sê ons vertrou die persoon 100%? Soos wat ons nou gesê het, dalk met 'n klein dingetjie, 'n kar, 'n voertuig, daai geld, sulke tipe dinge. Maar as jy sê jy vertrou iemand 100%, moet jy kan tog sê ek vertrou jou met jou lewe, is dit nie? Kan ons op daai punt kom om dit vir 'n mens te sê? Maar hoekom sê ons baie keer vir mense, ek vertrou julle? Dit is maklik om te sê, ek vertrou jou. Maar hoekom kan ons nie dit sê vir God nie? Ons sê ons vertrou hom. Sê ons werklik ons vertrou hom? God is veronderstel om ons eerste te wees in ons lewe. Ons is veronderstel om hom eerste te vertrou voor ons die mens vertrou. Nie waar nie? En dis waar ek by my boodskap kom vanmôre, wat sê, vertrou ons God met alles. En as ek nou bedoel met alles, begin ek van die kleinste dingie tot die grootste ding wat beteken jou lewe. Kan ons werklik sê, ek vertrou God met alles? Dit is maklik om te sê, maar nie altyd om te doen nie. Of vertrou ons God wanneer iets gebeur in ons lewe? Wanneer ons hom regtig nodig het? Is dit soos wat hulle sê, if all else fails, turn to God. Is dit nie wat ons sê nie? Of sommige sê nie? Nee mense, dis nie hoe dit werk nie. God moet jou eerste opsie wees, nie jou laaste uitweg nie. Hoor mooi wat ek sê. God moet jou eerste opsie wees, nie jou laaste uitweg nie. Ons kan nie na al die slim mense, dokters, predikante, pastore, priesters, huweliksberaders,
cash loans. Ons kan nie aan al die mense toe hardloop en verwag hulle moet ons help. Maar ons het die God eers geken in die saak nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. God het die mense daai talente gegee. God het die mense die kennis gegee om 'n dokter te wees, om jou te help. God het die mense, pastore, daai voorreg gegee om die woord te bring. Hulle is daar om jou te help. God het daai kennis gegee. Dis bietjie hard. God het die mense daai kennis gegee. Maar hoekom hardloop ons eers na hulle toe en nie na God toe nie? Nou vanmôre wil ek hê ons moet kyk hoekom ek sê ons moet God eers te vertrou. En in plaas van om eers te hardloop na al die mense om ons toe. Al die mense om ons wat ons kan teleurstel. Al die mense om ons wat ons kan in die rug steek. Wat by ons kan steel. Doen God dit met ons? Kom ons kyk na wat die woord vir ons sê. Nou as ek sê, kom ons kyk na wat die woord vir ons sê. Kan ons bevestig wat die woord vir ons sê die waarheid is? Ons almal leer die woord van kleins af is God se waarheid. Kom ons bevestig dit. Kom ons kyk in Johannes 17 vers 17. Johannes 17 vers 17. Wat sê vir ons? Heilig hulle in die waarheid, want u woord wat ons hier het, is die waarheid. Waar bevestig ons dit? Twyfel ons nog? Kom ons kyk na nog 'n vers. Psalm 119. Psalm 119 vers 160. Wat vir ons sê, die hele inhoud van u woord is waarheid. En al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. So weer eens, die inhoud, dit beteken van die kant van die boek tot daai kant van die boek. Dis alles wat in die woord is ons waarheid. So al die beloftes wat God vir ons in die woord gegee het, is die waarheid. Hy ook nie vir ons nie. Soos hy ons iets beloof in hierdie woord, kan ons vertrou. Dit is die waarheid, nie waar nie? So ek sê weer, vertrou ons God met alles? Kom ons kyk na ons hoofteksvers wat ek wil hê ons moet mooi indring by ons. Hebreërs 11 vers 1. Dis waarop ons alles gaan bou vandag. Van julle sal hom sekerlik ken. Dis 'n baie bekende teksvers. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is 'n vaste vertroue. Soos jy van my sê, jy vertrou God, jy sekerlik glo in die woord. Jy moet sekerlik glo wat God sê. En as jy nie glo nie, en jy sê vir my vertrou, dan jok jy. En as jy vir my sê jy glo, maar jy vertrou nie, dan jok jy ook. Dit loop hand aan hand, mense. Glo en vertrou. Want die woord sê vir ons, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En hoeveel maal sit ons in ons bidkamer en ons bid? Ons bid vir iets wat ons graag wil hê. Dit kan wees aardse goed. Ons bid vir iets wat die Here wat ons dalk vir ons moet doen. Dis dinge wat ons nie kan sien op daai oomblik nie. Maar dis dinge wat ons God
vertrou om ons mee te help, of vir ons te gee, of vir ons te doen. So ons moet kan glo, en ons moet kan vertrou, terselfdertyd. Jy kan nie die een doen en die ander ene los nie. Dit gaan nie werk nie. En dis die woord wat vir ons sê. Nou as ons sê, ons glo en vertrou op God, waar begin dit? Soos wat ons gekyk het, as ons sê, ons vertrou iemand, moet ons hom ken. Nou kom ek vertel julle gou 'n hempie vir die wat nie weet nie. God het jou geken nog voor jy op aarde was. God het jou geken nog voor jy geskape was, in jou ma se baarmoeder. Voor jy nog 'n twinkel in jou ma en pa se oog was, of 'n gedagte was. Nie waar nie? En ons kan daar kyk na Jesaja 43, vers 1 en 2. Jesaja 43, vers 1 en 2. Wat vir ons sê, maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Nou kom ons breek hierdie teksvers so 'n bietjie op. As ons kyk waar hy sê, jou skepper, jou formeerder. Ons almal weet God het die aarde en die heelal geskep. Het mens gemaak na sy vorm, hoe hy is. So God het jou geskep as mens. Hy het jou gevorm. Dit is wat formeerder beteken. Hy het jou gevorm volgens sy wil. Maar voor jou male gedink het, hoor jy, ek soek 'n dogtertjie of ek soek 'n seentjie. Hy het klaar jou pad van voor tot agter klaar vir jou uitgelê, nog voor jy gebore was. So hy ken jou al klaar. Hy ken jou ups en downs en alles. Tweedens, wat vir ons sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. So God het klaar die deur vir ons oopgemaak. Hy ken ons persoonlik van A tot Z. Hy het ons geroep by die naam. Nou is dit ons besluit wat ons gaan doen. Want onthou, 'n verhouding kom nie van een kant af nie. Dit is van twee kante af. Ek kan nie sê ek het 'n verhouding met 'n persoon, maar ek spandeer nie tyd met hom nie. Of ek ken hom nie. Ek weet nie hoe sy geaardheid nie. God ken alles, maar nou kom ons gedeelte. En om 'n verhouding te bou, is deur om tyd te spandeer met 'n persoon. Nou spandeer ons tyd met God. Ons tyd in gebed, ons tyd in praise and worship, ons tyd in sy teenwoordigheid, wanneer ons stil raak, en hom ken aan alles wat ons doen. Dit is hoe ons God leer ken. Ja, klein as sonnaarskool, het die ooms en tannies jou geleer van Jesus, ooms en tannies jou geleer van God, jou ma en pa het jou geleer van God, maar jou fisiese verhouding bou jy op jou eie saam met God. Nie deur iemand anders nie. Want dit is tog hoe mense werk. Jy leer nie iemand ken deur iemand anders nie. Jy leer iemand ken deur persoonlik met hierdie persoon te wees. En dit is presies dieselfde met God. Ons moet 'n persoonlike verhouding met God hê, voordat ons kan sê ek ken God, voordat ons kan sê ek vertrou God. As ons dit nie het, kan ons dit nie sê nie. Want jy kan nie 'n vreemdeling sê ek vertrou jou nie, as mens met mekaar of wat ook al soos ons gesê het nie. Nou kan ons sê ons vertrou God as ons hom nie ken nie. Dis ons besluit daai. So ons moet ons eie verhouding met God bou. Nou as hy sê, ek het jou by jou naam geroep.
Kom ons kyk net bietjie hoe groot dit beteken vir ons. Op hierdie huidige stadium, kom ons vat Gauteng vir voorbeeld. Sê hulle, daar's ongeveer 16.1 miljoen mense. Dis wat die slim Google vir ons sê. 16.1 miljoen mense in Gauteng alleenlik. Dis 'n klein huisie vol mense. Ons maak dit kleiner van 'n Bylpark. Ongeveer 220.000 mense. Hoeveel ken ons van al daai mense? Ons kan dit kleiner maak, die area waarin jy bly. Sê hulle wissel van 1000 na 1500 mense in jou area wat jy bly. Hoeveel mense ken jy? Jou werk waar jy is. Hoeveel mense ken jy? Dis nie te sê jy ken sy naam, jy ken die persoon nie. Ons almal ken wie se president. Jy ken hom van social media, jy ken hom van die TV. Maar nie een van ons kan sê ons ken hom nie, want hy staan nie hier nie. Ons het nie verhouding met hom nie. Verstaan julle my punt waar ek op neerkom? Daar's soveel duisende mense, maar God het elkeen by sy naam genoem. Elke een. Hy ken elke een van ons. So om 'n verhouding te bou moet ons God ken. Ons moet daai een uit die 7 biljoen ongeveer mense in die land wees, in die wêreld wees, wat 'n besluit gemaak om te sê ek wil 'n verhouding met God hê. Ek wil God ken. Nie sy naam ken nie, ek wil God ken. Ek wil 'n verhouding met God bou, sodat ek kan God vertrou met alles in my lewe. Nou 'n tweede punt wat ons kan sê, hoekom ons God kan vertrou. Want God het ons lief. God het ons oneindig lief. Sy liefde het hy vir ons op baie maniere betoon. Grootendeels het hy sy liefde vir ons bewys, dat hy sy enigste seun vir ons gestuur het. Nou deur God se liefde het hy vir ons bewys, dat ons hom kan vertrou. Onthou wat het ons gesê? Punt 1, ons moet die mense ken, 'n verhouding hê. Punt 2, hy of sy moet hom aan jou kan bewys. Hy is betroubaar. Nou hoe groter voorbeeld wil ons hê? Kom ons kyk Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Luister mooi. Want so lief het God die wêreld gehad. Dis hoe hy sy liefde aan ons bewys het. Dis hoe God homself aan ons bewys het. Hoekom? Want elkeen wat in hom glo. Wat is ons hoofteksvers? Hebreërs 11 vers 1. Die geloof is 'n vaste vertroue. Elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So hier bewys dit weer vir ons. As ons glo dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, kan ons vertrou waarvoor hy ons gesterf het aan die kruis. Dat dit vir ons is. Vir my is, vir jou is en elkeen is. Ons kan vertrou dat hy gesterf het aan die kruis vir ons sondes, vir ons genesing, vir ons ewige lewe. Nou waarvoor ons bid elke dag, kan verskillend wees van persoon tot persoon. Dit kan wees vir ietsie kleins wat ons nodig het, of dit kan wees vir iets groots wat ons verwag, 'n verwagting wat ons het. Maak nou nie saak wat dit is nie, vertrou ons vir God
daarmee. Nou as ons in Markus 11 vers 24 lees. Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het. En dit sal vir julle so gebeur. So wat ons bid vir God, moet ons glo, dit sal gebeur. Ons moet vertrou dat dit sal gebeur. Want weer eens, ons hoofteksvers, Hebreërs 11 vers 1, glo is 'n vaste vertroue. Ons moet daai vers onthou. Die geloof is 'n vaste vertroue. Want hier sê dit vir ons, alles waarvoor ons bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het. Glo dat julle dit al ontvang het. So byvoorbeeld as ons bid vir genesing. Die woord sê vir ons, by your stripes I am healed. Glo ons dit? Vertrou ons dat daai genesing gaan kom? En wanneer ons bid dalk vanaand vir genesing, môre staan ek op en as ek nog erger siek, en dan sê ek, maar Here, jy het my dan nie genees nie. Hallo, newsflash, dis nie jou besluit nie. Dis God se besluit. Ons tyd is nie God se tyd nie. Presies wat pastoor Susan gesê het. Ons tyd is nie God se tyd nie. God sal jou genees soos hy goed dink. Hy sal jou genees op die regte tyd, op die regte manier, op die regte plek. Presies met enige ander ding. As jy hom vra vir 'n nuwe kar, en jy staan môreoggend op en die nuwe kar staan nie in 'n draaifooi nie, dan is jy kwaad. Vertrou jy dan werklik op God? As jy hom gevra het vir iets, moet jy vertrou, hy gaan dit vir jou gee. Maar jy moet onthou, jou tyd is nie God se tyd nie. God sal jou bless met daai voertuig. God sal jou bless met daai huis. God sal jou bless met daardie persoon wat jy in jou lewe dalk wil hê. Maar jy moet glo en vertrou. Glo en vertrou, God sal dit vir jou doen wanneer die tyd reg is. Volgens sy wil, nie ons wil nie. Nie ons tyd nie. Ons moet glo en vertrou dat God sal doen soos wat hy goed dink. En ek meen, jy gaan tog nie na 'n dokter toe, al is jy hoes siek, erg siek, en jy kry vandag die medisyne en jy drink vanaand en môreoggend staan jy op perd fris en gesond nie. Dis mens. Maar as mense dit kan regkry nie, dan wil ons kwaad wees. Dis presies dieselfde. Ons moet tyd gee om die medikasie om te werk. Ons moet tyd gee vir die persoon waarvoor ons bid, om ons raak te sien, om ons 'n verhouding mee te kan hê. So hoekom wil ons altyd net, die Here moet nou spring, die Here moet my nou help? As ons dit verwag, vertrou ons vir God? Ons doen nie. Maar moenie 'n fout maak nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. God kan in 'n oogwink alles verander in jou lewe. Van goed tot sleg. Dit is sy besluit. En as hy vir jou gesê het, Here, jy is nou genees, beloof ek vir jou, jy is nou genees. Want dit is sy besluit, dit is sy wil. Maar dit hang af met alles. Jou finansies, jou huwelik, jou kinders wat jy voor elke dag bid. Vir mense wat jy ken, wat jy bid, om tot bekering te kom. Dis 'n groot ding vir ons as mens. Dit gebeur nie oornag nie. Daar is gevalle wat gebeur, jy bid nou vir hierdie persoon, en hy kom tot bekering, en hy draai sy lewe net so om. Party van hulle kos bietjie,
aanhoudende perseverance, wat is dit nou in Afrikaans? Jy moet so 'n bietjie uit te vermoë hê. Jy moet bietjie uit te vermoë hê om met die persoon te werk. Tyd. Tyd is 'n groot faktor in vandag se lewe. Met alles wat ons doen. Of ons nou dit verwag van mens wat ons op vertrou, of ons dit verwag van God op wie ons vertrou. Mens kan ons nog half en half beheer, maar nie vir God nie. Ons kan nie vir God sê, hoor jy maak nou soos ek wil hê nie. Dis nie ons besluit nie. Nou nog 'n rede wat ons na kan kyk, hoekom ons God kan vertrou. Hy sal vir ons altyd die weg gee. Hy sal altyd vir ons paaie maak en ons paaie gelyk maak, wat mense nie kan doen nie. As jy in die donkerste gedeelte van jou lewe sit, en jy het geen uitweg meer nie na mense toe hardloop nie. Hulle kan jou help op 'n punt toe en dis dit. Maar God kan completely, heeltemal vir jou uitweg gee. Jy moet net luister. Jy moet net sien as hy jou die uitweg gee en hom vertrou daarvoor. Nou as ons kyk in Exodus 14 vanaf vers 13 tot 16. Exodus 14 vanaf 13 tot 16. Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing wat van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Kom stop net gou eers daar. Sê die Here klaar vir Moses, die Moses vir die volk. Aanskou die wonderwerk wat God vir julle gaan sien. So hy vertrou klaar op God, dat wat nou gesê gaan word en wat nou gaan gebeur, is God se wil. Hy vertrou God sal hulle uitweg gee. Dan sê dit verder, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Die Here sal vir julle stry. Hy sal vir jou 'n pad maak. Hy sal vir jou veg. Hy kom op vir jou in jou situasie, wat ook al dit mag wees. Toe vra die Here vir Moses: Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Dit wil al vir my voorkom, maar dis asof die Here vir Moses vra, maar hoekom roep jy na my? Jy weet dan ek is hier. Hoekom vertrou jy nie? So ons moet weet, as ons God iets vra, sal dit gebeur. Ons moet nie aanhou en aanhou en aanhou. Ons moet vasstaan op wat ons gebid het en glo wat ons gebid het. Maar ons moet vertrou wat ons gebid het sal gebeur. En die Here sê vir hom: En jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. So jy moet onthou, die Egiptenaars het die Israeliete agterna gesit om hulle uit te roei, om hulle te kan doodmaak. Maar kyk wat 'n groot pad het die Here vir hulle oopgemaak. 'n Pad wat geen mens kan maak nie. Geen mens nie. Niemand gaan by die see staan of by die rivier staan en sê: Ek wil gou hier deurloop nie. Dis hoekom ons maar bruggies bou. Ons gaan eerder oor hom as deur hom. Want ons is mens. Die Here het hier 'n groot pad oopgemaak vir die Israeliete. En toe hulle deur is in Egipte na kom, toe sê: Nou is dit my tyd, nou maak jy toe. So hy sal sorg, as hy vir jou pad maak, wat agter is sal nie terugkom nie. En jy moet dit vertrou. Jy moet God ten volle vertrou
As hy die pad vir jou oopgemaak het, draai jy nie terug nie. Die verlede is verlede. Jy kyk vorentoe. Want hy sal sorg vir die dag wat kom. Soos wat hy nou vir jou sorg in jou situasie wat jy was, sal hy sorg vir môre. Jy moet hom vertrou. Weer eens, ek sê, vertrou ons God in alles. Ons het so baie wat ons kan uithaal in die woord, wat dit vir ons kan bewys. En hierdie Here het dit vir 'n hele volk gedoen. 'n hele volk. Hy kan dit vir een persoon ook doen. Kom ons kyk na die verhaal van Dawid en Goliat. Op daardie oomblik was Dawid nog 'n skaapwagtertjie gewees. Hy was nog nie 'n koning of een van die groot mense gewees nie. Maar Dawid was getrou aan Jesus gewees. Dawid was getrou aan God. Dawid het geweet wie hy is in God. Toe hy opstap en voor Goliat staan en vir hom sê, vandag gee die Here jou in my hande, het hy volle vertroue gehad aan God, om dit te kan doen. En ek beloof jou, as ek vir 'n voorbeeld 5 voet is, en hier staan 'n 20 voet groot man voor my, gaan ek nie daai kans vat nie. Ek gaan voet neersit. Ek gaan op definitief met 'n klippie kan gooi nie. Definitief nie. Maar goed, Dawid het die vertroue gehad om dit te doen. Hy het geweet, vandag gaan God doen waarvoor hy hom vertrou om te doen. En dit is hoe ons moet wees. Ons situasie kan so groot soos Goliat wees. Die Here sal ons 'n weg gee. Hy sal ons help. Ons situasie kan so klein soos 'n muur wees. Nog steeds gaan hy ons 'n weg gee. My punt bly staan, vertrou ons God met alles. Ek meen 'n simpel ding, pastoor Susan, as ek dit mag deel, een keer met ons gepraat, as sy na iewers heen ry vir 'n parkering. En vir alles pastoor baie keer haastig is, het sy regtig gesê, die oomblik as sy in hierdie kar klim, en sy weet waarheen sy moet gaan, dan bid sy klaar. Wanneer sy daar kom, kry sy parkering voor die deur. Nie 10 myl verder nie, voor die deur. En sy kan getuig, sy het vir ons gesê, as sy dit bid, sal sy dit kry. Hoekom? Want pastoor vertrou die Here, hy gaan nou vir my 'n parkering gee. Hy gaan nou my help. Dit is 'n simpel ding. En dit is iets wat ons so kan frustreer as jy by 'n plek kom en daar is nie 'n parkering nie. Dan is jou hele inkoopie dag sommer klaar omgekrap. Want nou moet jy 10 myl ver loop en met die groceries 10 myl terugloop. Maar pastoor vertrou God vir daai parkering en sy sal een kry voor die deur. En dan is alles soveel makliker. Ek kan self getuig. Ons doen hierdie jaar 4 jaar in Bybelskool. Ons eerste jaar begin het en ons het die rooster so begin deurgaan het ek het stres gekap, om eerlik te sê. My werk het dit nie toegelaat nie. Ons finansies was knyp. Maar ons was in die Bybelskool omdat ons die Here vertrou het. Dit is die pad wat hy wil hê ek moet stap. Alles het net so omgedraai. Ek het my studieverlof gekry. Finansies was oorus genoeg vir alles met die Bybelskool. Want ons het 'n gebedssaak gemaak. En ons het God vertrou op wat ons nodig gehad het. God het my op daai pad gesit, so hy sal voorsien. Hy sal nie vir jou iets gee om te doen as hy nie weet jy kan dit doen nie. En as hy jou nie toerus om dit te doen nie. En dis presies wat hy gedoen het vir ons. Ek staan ons doen 4 jaar hierdie jaar. Ek meen, wat beter, wat meer kan ons voorvra. En ek is seker so kan ons elkeen van ons gaan. En 'n punt uithaal wat ons sê, ons het die Here vertrou vir iets. My punt is net dat ons moenie net God vertrou wanneer ons in die nood is en hom nodig het nie. Ons moet God vertrou in alles
wat ons doen. Van die kleinste tot die grootste ding. En as ons sê, ons vertrou God, dan moet ons glo waarvoor ons vertrou sal gebeur. Soos ons hierdie week gaan, en ons vra die Here vir 'n simpel dingetjie en 'n klein dingetjie, wat party mense sal sê, "Wil jy gaan jy regtig die Here vertrou vir dit?" Dan staan jy op en sê ja. Want my God is groter as jy. Jy weet nie wat my God kan doen nie. Moenie my God onderskat nie. Dis tyd dat ons opstaan. Dis tyd dat ons kan vertrou ten volle vir wat ons nodig het. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre na u woord kan luister, Vader, en bevestiging kan kry dat ons u kan vertrou ten volle, Vader. Dat ons u kan vertrou met alles in ons lewe, Vader, van die kleinste tot die grootste ding, Vader. Van iets wat u ons kan bless mee, Vader, tot iets waarmee u ons kan help. Vader, ons dankie vir waarvoor ons gevra het, Vader, dat ons kan vertrou u dit vir ons sal doen. U ken wat elkeen nodig het, Vader, en dat ons in ten volle vertroue sal staan in geloof, Vader, want u woord sê vir ons, die geloof is 'n vaste vertroue, Vader. Vertroue in u en u alleen. Vader, ek vra behoed en bewaar ons deur hierdie week wat kom. Hou u hand van beskerming oor ons en dra ons waar dit nodig is, Vader. En dat ons veilig sal kom waar ons mag wees, Vader. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Sê, 'n lekker middag vir julle verder. Dankie.